is altyd lekker hier te wees. Ons is geseën vanoggend en ek het eers bietjie gaan hokkie kyk, nie speel nie. Ek het 'n keer probeer en trek ek iets, toe sê ek, o Jesus, maar dit was lekker. Dit was lekker en dit is lekker om hier te wees in die worship. Dankie, weer eens, dankie. Dankie weer eens. En wie kan onthou waaroor ons gepreek het verlede week? As jy nie, kan jy nie lees nie, denk ek. Dit staan ons daar. Isaiah 61. Isaiah 61. En dit het so mooi geëindig, want ons het 'n opdrag. Ons is vertel verlede week dat ons het 'n opdrag om uit te gaan. Om God se hande te wees, om God se voete te wees, om God se lippe te wees. En ek glo dat elke een van ons het, soos Attie gesê het, ons met 5 mense gaan identifiseer en met hulle gaan praat oor Jesus. Ek glo ons het dit allemaal gedoen. Ja? Nee. Enige iemand wil getuig daarvan? Nee. Okay. Maar is reg. Sien, ons is ook geneig om verskonings te maak. Hoekom ons dit nie kan doen nie. Why I can't do what God has called me to do. Ons is disciples. Ons is apostels. Ons het gawes van God ontvang en ons moet dit gebruik. En baie keer sit ons daar en ons dink ons self in 'n gat. En hierdie week toe ek bietjie dink oor dit wat Attie gepraat het, met ons gedeel het en waaroor gaan het vandag? Die Here regtig in my hart gelees, hoeveel van ons vergewe ons self? Ons het baie vinnig om te preek, om te sê, vergewe mekaar, hoeveel keer, 70 maal 7, elke dag, maar hoeveel keer vergewe ons onsself, vir die dinge wat ons dalk gedoen het, of nie gedoen het nie. Hoeveel keer vergewe ek myself, staan ek in die spieël en ek kyk vir myself en ek sê, Wynand, jy was onnoosel. Jy het so en so opgetree, dis nie reg nie. Die Here vergewe jou, en die mense om jou vergewe jou, maar jy dra daai met jou rond. En dis hoekom ons in 'n situasie baie keer is, waar ons onsself vind vandag. Ja, ons kan sê die karaktereienskappe wat ek vandag uitleef het saam met my gegroei en saam en my gevorm. Maar ons staan nog steeds met daai onvergewensgesindheid teenoor myself, teenoor ons. En dit kom uit in dit wat ek doen. En baie keer is dit hoekom ek dieselfde dom foute maak, keer op keer. En jy kan dit seker toepas in besigheid, maar wat van ons eie lewens? Ons 2 dinge wat uitstaan in daai onvergifnis, en ons sal nou in die woord ingaan, dit gaan oor regret, spyt. Hoeveel van ons kan nou terugkyk na ons lewens en 'n spyt oor sekere dinge wat ons gedoen het, of nie gedoen het nie? Hoeveel? Ek seker, ja. Hoeveel van ons kan hier sit vandag en sê, ek het, en dit is 'n snaaks Afrikaanse woord, maar ek gaan dit net in Engels sê, resentment. How many of us resent the things that we've done? Or the people that have done things to us? En die Bybel is so awesome, en dit is wat dit lewendig maak. Jy kan in God se woord ingaan enige tyd, en jy kan in 'n Jannie Jammergat sit op daai oomblik, en God se woord oopmaak, en God praat met jou, en sê, jy's nie die eerste nie, en jy sal beslis ook nie die laaste wees wat daai emosies voel nie. So kom ek wys jou waar, en hoe jy daarmee gaan werk. Hoe kom ek wys jou? En vir ons die lekkerste voorbeeld, die eerste voorbeeld wat ek lees hier so in Genesis 39, Genesis 39, vir die daar agter sit, is Josef, nee. Josef het rede om kwaad te wees. Hier is daar ookie. Almal met hom. Hy was 'n dromer. Hy het rondgeloop, hy het gedroom, hy het met die skape
gesit en kuier en hy het drome gehad en hy kyk met God spandeer en hy het die drome gedeel met die mense wat lief is. Hy het gesê hulle is lief vir hom, nee. Hy het die drome gedeel en met sy pa gedeel. En wat het ons ken die storie van Josef nie, jy weet, hulle het hom eintlik nie van hom gehou nie, hulle het hom eintlik bietjie gehaat. Hulle was jaloers op die ouetjie, hulle gooi hom in 'n gat, in 'n put, 'n donker gat. En daar het hy wat gedoen, uitgeroep en sê, ouens, hoekom doen julle dit aan my? Ek weet nie, ons was nie daar nie, maar ek kan het, hy het seker so iets gesê. Maar hy het gebid. Hy het gebid. Here, ek weet nie hoekom ek in hierdie gat is vandag nie, maar U wil nie my nie. Uit die gat uit verkoop as 'n slaaf, hard gewerk, as 'n slaaf, seker hier en daar, nou en dan bietjie geslaan, want slawe was regte slawe in daai dae. En hy het seker die hele tyd rondgeloop, met daai chip on his shoulder, nee, I don't belong here. I am born for bigger things than this. I have resentment because I don't belong here. Nergens lees ons dit in die Bybel nie. Nergens. Ons lees wat? Hy het aangehou bid. Hy het aangehou die Here loof en prys, ten spyte van almal wat dinge aan hom gedoen het. Ten spyte van die situasie waar hy homself gevind het, het hy aanhou bid en aanhou glo. Want hy het nie die mens geglo nie, hy het in God geglo. God het 'n belofte aan hom gemaak toe hy klein was, en daai belofte het hy hom vasgehou. En ek weet, daai belofte het seker bietjie minder en minder mooi gelyk, want soos wat hy verder in 'n put ingegaan het bietjie donkerder vir hom gelyk, maar hy het aangehou. Sien, dis waar ons is nie. Ons baie keer sit in 'n situasie, ons het geen beheer oor die situasie wat ons daar laat beland het nie. Ons het geen beheer oor mense se gevoelens teenoor ons nie. Die dinge wat hulle vir ons en aan ons sê en aan ons doen, ons het geen beheer daaroor nie. Dis vir so awesome maak, nie. Hierso lees ons in Genesis 39, vers 2, hy sê, en die Here was met Josef, sodat hy voorspoedige man was, en hy het in die huis van die Here, van sy Heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy Heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het hy Josef guns in sy oë gevind, en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in besit was. So hy kom in die situasie uit 'n droom, die mense wat om hom is, gooi hom weg, verkoop hom, die ouens wat die slawe bedryf het hom seker 'n paar keer geslaan en maar God se plan was daar. God se plan was daar vir Josef en het aangehou bid. En dan ewe skielik lyk dit mooi vir hom, want hy het aangehou bid, en hy kom uit seker 'n slaaf se huis, en hy kom uit in die Farao se huis in, en hy werk daar, en Farao sien, nie Josef nie, Farao sien God, wat in Josef is. Hoekom? Want hy het geblom waar hy geplant is. Hy wou nie daar wees nie. Hy wou, ek is seker in sy hart, wou hy nie daar wees nie. Hy wou saam met sy pa wees, saam met sy ma wees. Hy wou daar wees, maar hy, situasie, familie, die wat ons die meeste lief het eintlik, het hom in die situasie inforceer. Maar sy geloof in sy God, dit het nie gebreek nie. Hy was standvastig in sy geloof, is die twee eienskappe wat ons daar sien, dit en sy integriteit. Dis Josef. Dit is wie hy is. Hy is 'n man van God. Ek sien God in hom. En hy het geblom. En hy het gegroei. En ons lees verder daar, jy kan het self gaan lees, toe kom natuurlijk, wat sy Farao is 'n vrou nie. En sy probeer hom, wat,
mislei. Sy integriteit, dis nie wat ek doen nie. Beland hom weer in die tronk. Ons lees die storie. Man, hy kon teruggekyk het en sê, man, is ek nou spyt, dat ek eerder in die tronk beland het vir 'n rede. He may at least have landed up in his prison cell because I did something wrong. Integriteit, wat hy daar gewys het. Maar hy het uit sy omstandighede weer eens opgeklim. Hoekom? Hy het mense raak gesien wat saam met hom in hy gat was. En hy het gebou. Hy het verhoudings gebou. Hy het aangehou glo in die belofte wat God in hom gemaak het. En ons weer die storie, hy het homself weer daar uitgekom. Dawid en Goliat. Nog 'n goeie voorbeeld van Dawid wat nou hier voor die reus moet staan. Glad nie bang nie. Glad nie bang nie. Hierdie ou tuister en hy beledig die God van die Israeliete vir 40 dae oor ons. En dit is vrees oor almal daar. Dawid kom maar in en hy is like, wat gaan hier aan ons? Hoe kom sit ons hier so in sak en as? Uit vrees. So die vrees kon hom ook oorweldig het, maar het nie uit opgestaan en ons weet wat hy daar gedoen het. Hy het nie net een uit al 5 van die reëse doodgemaak. Die Jona, God het hom ook geroep met die doel. En van sê, Jona, jy gaan nou daar naartoe. Jy gaan nou daar waar het ongoddelik is, waar die mense dinge doen wat teenstrydig is met Godse plan, Godse reëls, Godse woord. Jy gaan daar naartoe en jy gaan die woord verkondig. Vrees het vir arme Jona waarna toe weggedryf. Vrees, hy het weghardloop. Ons ken die storie van Jona. Hy hardloop weg. En dan sit hy aan die onderkant van 'n boot. En dan gaan hy gedagtes in sy kop in. Ek is spyt. Hoekom? Want ek sit hier so. Hoekom? Want God het my hier so geplaas. Hoekom? Die mense hou nie van my nie. Want ek het hierdie dinge oor hulle laat kom. Spyt. I wish I should have, could have, would have. En dan nou resentment. Die resentment. Snaaks, soos ek sê, snaaks Afrikaanse woord. As die woordelik soek is dit wrok. Maar verwyd. Of wat gegriefdheid. Maar ek het daai 3 stories net vinnig by mekaar gesit. Hoekom? Want dit wys vir mense wie ons eintlik is. Hoeveel tyd jy met God spandeer en hoeveel dinge, hoeveel geleenthede het ons pad langs gekom en soos ek sê, Ad het verlede week vir ons gesê, ons moet 5 mense gaan nader en die evangelie met hulle deel. Nou kan ons hier so sit en sê, ja, ek het dit misgeloop. Elke geleentheid wat ons pad langs kom in die wêreld, in die lewe, hoeveel van dit kan ons omdraai en sê, I wish I should have, I could have, but I didn't. Daai spyt dan is asof ons dan in 'n whirlwind, in 'n warrelwind onsself beland. Want dan kom nog 'n situasie voor ons. En dan kom die duiwel en hy praat met jou en hy sê vir jou, onthou jy die laas keer? Jy kon dit nie doen nie. Jy gaan dit ook nie nou doen nie. En dan stap ons uit en dan is ons weer spyt. Onthou jy die laas keer? Dan stap ons weer uit. En naderhand begin ons onsself glo dat ons kan dit nie doen nie. Sien jy spyt oor 'n situasie wat jy nooit daai situasie gekonfronteer nie. Om te sê, hoekom is ek spyt? Why do I have regrets in my life? Kan ons iets doen omtrent dit? Nee. Dis klaar, dis verby. Dit het gebeur. Maar ons kan terugkyk en ons kan daaruit leer. Ons kan terugkyk en sê, ja, ek het daai fout gemaak. Maar baie keer is ons so in hy gat in hy warrelwind in, dat ons so afgaan en ons gaan dieper en dieper en dieper in hy gat, dat ons het mense om ons nodig
om dit raak te sien in ons lewens. Ons het mense nodig. Selfs die mense in die boot saam met Jona het geweet, hy is die oorsaak van hulle probleme. You're the problem, guy, get out. En hy moes dit dan, iemand moes dit hom identifiseer. Hy het dit geweet. Hy het dit lang geweet. Maar, dis toe iemand dit identifiseer en dit uitspreek, toe sê hy, ja, ek is die probleem, gooi my maar uit. Laat ek of een van twee dinge, nee, laat ek doodgaan, en as ek nie doodgaan nie, dan moet ek maar, die werk van die Here gaan doen. Die werk van die Here gaan doen. Sien, dan het ons vriende wat Dawid het, of sy familie, wat hom bespot en gesê, jy is nie goed genoeg nie, jy is 'n klein laatie man, jy kan nie Saul sy armer aantrek nie, sy wapenrusting aantrek nie, dis hoe klein jy is, en jy wil die ou gaan doodmaak. So mense wat het ook identifiseer in ons, en sit ons daar en ons dink, ek kan glo wat hulle vir my sê, of ek kan glo wat God van my sê. Ek kan die probleem identifiseer en sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie situasie, hierdie probleem oor my heers nie. Soos ek sê, ons het geen beheer oor die situasie waarin ons onsself beland nie. Ja. Ons het geen beheer oor hoe mense oor ons praat nie, wat mense van ons sê nie, wat mense oor ons lewens uitspreek nie. Jy kan so nice wees soos wat jy wil wees. Mense gaan dinge van jou sê. Maar ons het beheer oor hier wat binne aan ons ingaan, aan ons gaan. I may not have control over what's happening outside, but I've got control over what's happening inside me. En is daar waar hy verandering plaasvind. Dit is daar waar Josef geweet het van kleins af, want hy het 'n belofte ontvang van God. Jona het dit eers geleer soos wat hy aangegaan het. En mens selfs toe hy uitgespoog is, het hy nog steeds probeer weghardloop. En hy het nog steeds, hy het resentment getoon aan God. He resented God for saving the unsavable. In his eyes, in sy oor, het hy gesê, hierdie mense is so ver verwyderd van God. Wat wil God met hierdie mense hê? En dan red God hierdie mense, en dan is hy kwaad vir God. Dan het Jona is got a chip on his shoulder, because God saved these unsavable people. Sien ons het daar spyt. En as ons onsself nie vergewe en daardeur werk nie, gaan het oor na resentment. Resentment for others or resentment for me, myself. Ons kan nie daarmee lewe nie. Ons kan nie, want dan gaan ons dieselfde foute oor en oor maak. Soos ek sê, ons identifiseer die probleem in myself. Hoe ek verander myself, want hieruit uit my hart, uit my gees, uit my siel, dit is waaruit ware lewe kom. So ek maak dan die keuse om vir myself te sê, hoe gaan ek deur hierdie situasie werk? Iemand het dit geopenbaar. En ek kan met hulle beklei daaroor en vir hulle sê, hoe durf jy vir my sê, ek is swak, of ek is dit, of ek is dit, of ek is dit. Dan gaan jy terug na God toe, en jy bid, en jy sê, Here, wys my. Wys my wat het ek verkeerd gedoen. Wys my hoekom het ek het verkeerd gedoen. Wys my hoe ek uit die situasie kan kom. Sodat ek soos Josef kan blom, waar ek geplaas is. Maar resentment. Dit maak ons meer seer as ander mense. Ja, dit breek verhoudings en dit veroorsaak dat ek nie meer verhoudings het met baie mense as gevolg van dit, hoe ek voel oor die situasie of oor ander mense of selfs oor myself. Maar dit vat ons fokus af van dit wat belangrik is. Want ons is in daai gat vasgevang. En ons kan nie vorentoe beweeg nie,
Want sodra ek wil, dan kom die duiwel en hy praat met my en hy sê, onthou, in 1992 het jy daai ding gedoen. En man, jy onthou dit dadelik. En dan sê ek, okay, wel, om te keer dat dit nie weer gebeur nie, sal ek eerder niks doen nie. Niks doen nie. En dis ook 'n probleem. Want as hierdie helde van die Ou Testament, as hierdie helde van die Nuwe Testament, as ons Jesus self in 'n situasie ingekom het en hy het niks gedoen nie, was ons nie vandag hier nie. Was ons nie vandag gered nie. Het ons nie 'n uitweg gehad nie. En die enigste uitweg ons weet het is Jesus Christus. So dit vat ons fokus weg van dit wat belangrik is. En dit dreineer ons energie. Dit steel ons energie. Want ons spandeer soveel tyd in daai warrelwind in om te dink, yes, ek vergewe myself nie, I can't get over this. The world owes me an apology because of what the world did to me. Dit vat soveel energie om so negatief te dink die hele tyd. Ons moet daar uitkom, ons moet dit breek. Ons moet tot daai punt kom waar ons verstaan en besef dat ek kan dinge wat om my gebeur nie verander nie, maar ek kan wel verander hoe ek binne in my reageer. Ek kan dit doen. Daaroor het ek volle beheer. Hoekom? Want as ek sê ek is 'n Christen, as ek sê ek het Christus in my, dan kan ek natuurlik net sê, Here, neem oor. Neem oor van binne af. Van binne af. Dan verander ek hoe ek dink. Dan mors ek nie meer tyd op die negatiewe dinge en die dinge wat ek kon dalk gedoen het. Nog 'n voorbeeld uit Petrus, nee, 3 keer die Here verraai. En ek het myself jammer gekry. Ek is spyt oor die dinge wat ek gedoen het. Maar ek kan nie bly. Judas keuse gemaak, daar gebly. Judas keuse gemaak, homself doodgemaak. En niks goed daar uitgekom nie. Petrus keuse gemaak, selfde twee, in dieselfde situasie, hulle het hulle God verloor. Maar hulle maak hy keuse om te sê, ek staan op en ek doen iets daaromtrent. So ons erken dat ons dalk 'n probleem het. Ons erken dat ons dalk daai fout gemaak het. Ons het nou by die werk en dis die eerste stap wat ons moet neem, nee, so ons. We admit that sometimes we are the problem. Ek sê by die werk, hy eendag besluit, hy kom nie meer werk nie, ek weet, ek het seker die storie vertel, maar ek sê vir my baas, ons het hom hierdie week of 2 weke terug afgedank. En ek sê, dit vat 'n spesiale klomp mense om afgedank word in 'n munisipaliteit. Really, it takes a special kind of person to get dismissed from a municipality. Maar hy het sy goed kom inhandig hierdie week en hy gooi dit so neer op die tafel en ek staan op en ek wil die uitgroet en sê, no, you don't go there. Ek sê, maar erken jy dat jy vir 6 maande uit 'n doktersbrief gekry by 'n sielkundige in Pretoria en toe gaan hy vakansie in die Kaap. Dis wat hy gedoen het. So, hy het lekker daar gehou, maar elke maand het ek net die siekbrief gekry via WhatsApp. Ek is nog siek, gaan nie hierdie maand werk te kom nie, vir 9 maande het hy dit gedoen. Ons kry baie verlof, siekverlof by die werk, nee, maar ja, so het die hele proses gegaan en ons het hom afgedank en nou, tot nou toe kan hy nog steeds nie erken dat hy die fout was. Al 2 unies, ons het een unie die maat toe en die ander is saam. Die maat het hom eers verteenwoordig en vir hom sê, luister, so hy stop met dit waarmee jy besig is, want anders gaan hulle jou afdank. No, you move, I take Samu. Vat hy Samu en Samu het ook vir hom sê, hey, stop waarmee jy besig is. Maar tot vandag toe kan hy nie erken dit. Dat was die probleem met hom. Nie hierdie ouetjie nie. Hy het ons aangekla van 'n hele klomp dinge, maar
resentment teenoor ons as sy werkgewer, ex-werkgewer. Oor die mense wat langs hom gesit het, sy kollegas, want sy kollegas het ook gesê, maar jy is eintlik nogal stupid. Maar hy het nog nie op haar punt, en ek glo en ek bid dat hy sal op haar punt kom, waar hy dit sal besef. Maar alles verloor, omdat hy nie erken, dat dalk is hy die probleem. So we admit the problems. En dan sit ons nie in die plek nie, dan hoe klim ons uit die situasie uit, en uit die omstandighede uit, ons erken, dat God met ons is. Ons erken dat God ons geskaap het in sy beeld. Ons erken die feit dat God het vir ons gawes en talente gegee, wat hy wil hê ons moet gebruik. Hy het dalk vir jou gegee toe jy 10 jaar oud was, soos Dawid, soos Josef, daai droom. Hy gaan dit dalk vir jou nou gee, vandag of môre of oormôre, maar ons moet aanhou, soos Josef, soos aanhou in hoop, aanhou glo, aanhou bid, aanhou die integriteit wys wat God van ons verwag, en besef dat ons het gawes, ons het talente, en ons moet daai talente koester en gebruik. Hoekom? Tot eer en verheerliking van God, ja, maar om die mense wat aangestel ons bo ons te seën. Farao, Josef het hard gewerk, sodat hy hoekom, sodat hy God kan seën, ja, maar sodat hy Farao sal seën. Dis wat hy moes doen. Maar net so ook in 'n situasie waar homself beland het, moes hy die bakker en die skinker seën. Die wat om hom was en die wat onder hom aangestel is, moes hy hulle seën met die talente en die gawes wat hy ontvang het van God, en hulle seën. Hoekom? Sodat hulle kan uit hulle gat uit ook uitklim. So dis alles wat ons in 'n gemeenskap moet kry. I'm going to bless those, I'm going to work hard at what I am good at. Want my talente en my uitdagings is beslis nie enige een van julle se nuus nie. Ek kan dit met julle deel en julle kan nou sê, ja, jy verstaan waardeur ek gaan, maar jy leef dit nie. So jy besef nie, maar jy kan nou wees om te ondersteun. So my uitdagings is veranderde as elke een van julle hierso. Elke een van ons het unieke uitdagings, maar elke een van ons het 'n unieke roeping by God gekry. Julle het nie my roeping nie, ek het nie joune nie. Dis wat het so awesome maak om God te dien. Want in elke een gee hy vir ons uniek talente, gawes, liefde. Dis wat ons daarmee maak, is hoe ons God seën in die mense om ons seën. En dan moet ons ook besef dat hierdie is my beperking. Hierdie is die punt waar ek nie meer kan nie. This is how much I can do. Baie keer is dit ook wat ons doen, is ons het hierdie gawe ontvang van God en ons hardloop mal. En ons hardloop 23 uur 'n dag. En ons hardloop agter die en daai en daai en daai. Maar dan gebruik ons gawes om mekaar te eer. Nie om God te eer. Dan moet ek besef dat ek kan nie meer nie. Ek kan net tot hier toe en nie verder nie. Want as ek myself verder begin stoot, dan gaan ek eintlik uitbrand. En dan is ek nie meer goed genoeg vir mense om my nie. Maar ek moet ook besef dat die drome wat ek het, die gawes of die dinge wat God aan my openbaar, kan ek nie op my eie bereik nie. Josef kon dit nie op sy eie doen nie. Dawid kon dit beslis nie op sy eie doen nie. Jona kon dit nie op sy eie doen nie. Petrus nie op sy eie nie. Nuwe Testament geskryf, nie op hulle eie nie. Die woord sê ons, dit is wat? Deur die Heilige Gees geïnspireer. By the Spirit of God, they blessed. En nou wil ek hier aansluit by Jesaja 61, maar ons gaan aangaan met Jesaja 62, want dit pas so mooi
Onthou net God het jou uniek geskape in sy beeld, sodat jy uniek sal wees, en ons lees hier sodat God sy liefde vir ons is so massive, so groot. Ons probeer dit vergelyk met 'n pa wat daar staan en hy kyk na sy eie kinders en Pastor Leon sê dit baie, jou hart wil uit jou bors uitklop, want jy daar trots. Dit kom nie eens naby aan dit wat God van ons dink nie. Elke een van ons, maak nie saak hoeveel foute ons maak nie. Maak nie saak hoeveel keer ons God kwaad maak nie. En hier sê dit vir terwille van Sion sal ek nie swyg nie, en terwille van Jerusalem nie stil wees nie. Dis God wat vir jou sê, hy gaan nie stil bly nie. Hy gaan nie stil bly nie, want hy het jou lief. Hy het jou lief, so hy gaan nie stil bly nie. En hy wil hê ons moet dit weet vandag, al sit jy in 'n plek waar jy het onvergifnis vir jouself binne in jou vandag, weet dat God gaan nie ophou nie. Hy gaan nie stil bly, omdat jy dink jy is nie goed genoeg nie. Omdat jy in 'n moeilike situasie in gaan staar, of in gaan loop vandag, môre, dalk gister, en jy weet nie om daar uit te kom nie. God sê vir my vandag, hy sê vir ons, Jesaja 62, hy gaan nie stil wees nie, totdat wanneer? Totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans, en sy heil soos 'n fakkel wat brand. Dis waar God se liefde begin. Hy gaan nie ophou nie, hy gaan nie stil bly nie, he's gonna pursue you. He's going to pursue you. He's going to keep shaking your world and telling you, God, girl, I love you. Get up. Do something. Get up. Stop just believing in me today. Dis waar het begin. Hy sê dan in vers 4 vir ons so mooi. Vers 4. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie. Al die name wat jy aan jouself gesê het, elke keer as jy fout maak, dan sê jy vir jouself, jy is stupid. Ja, maar, en ek sê dit by ouers ook, hulle sê jy is stupid, nee, jy dalk so opgetree, maar jy is nie. Daar sê God, jy is nie. Jy sal nie meer genoem word, so dink aan elke woord wat jy vir jouself gesê het hierdie laaste week, wat teenstrydig is met God se belofte. En dan plaas jy daai woord daar, en jy sê, jy sal nie meer genoem word nie verlatene. Jou land, jou huis, jou huwelik, jou besigheid sal nie meer genoem word 'n wildernis nie. Dat is onvergifnis hier. Dan sê ek dit vir myself die hele tyd, dan kan ek niks doen nie, dan kan niks goed met my gebeur nie, want ek voel nie goed oor myself nie. Maar hier kom God en hy sê vir ons vandag, hy sê hou op. Want God sê vir jy sal nie meer verlaten nie, en jou land nie meer wildernis nie, jou besigheid nie, jou huwelik niks nie. Maar jy sal genoem word. Wie eens highlight daai goed en sê vir jouself, ek is. Skryf dit op jou spieël as jy moet, sodat elke oggend as jy tandeborsel of hare doen, of ek het nie baie tyd in 'n spieël nie, ek het nie baie, maar dan sien jy dit, ek is dit wat God sê, ek is, maar jy sal genoem word my welbehaag. Wie se welbehaag? God se welbehaag. Jy sal genoem word, en jou land, die getroude, omdat jy aangehou het, jy het met integriteit gelewe, jy het nooit gewankel nie, jy het geweet wat reg en verkeerd is, maar jy sal die getroude, want die Here het 'n behaag in jou, en jou land sal getroud wees. Jou land sal getroud wees. Net voor dit sê hy, en jy sal 'n suurlike kroon wees. Look,
sierlike kroon, ek noem dit hier 'n kroon, a crown of splendor, is wat die Engelse, the city, en onthou, jy is daai uitverkorene, en wat het ook daaroor gepraat, nee, you are chosen generation, you are chosen, so wat God praat van, of Jesaja praat van Jerusalem, nie, ek en jy is nou daai Jerusalem, ons is nou daai uitverkorene volk, ons is daai volk wat God gekies het en geroep, dan sê hy, en jy sal, you will wear a crown of splendor, because you are in God's hands. Jy sal 'n sierlike kroon wees in die hand van die Here en 'n koninklike tulband in die hand van jou God. En ek weet, 'n kroon, jy is daai kroon, nee? Dis iets wat jy net aantrek en in die hand by die huis kom, trek hem af. Jy is daai wat God sê jy is. Hoekom? Sodat almal dit kan sien. Nou gesê, sodat die mense wat bo jou aangestel is, hulle kan dit sien. Hulle sien God se hand in jou. Die mense wat om jou is en onder jou is, hulle sien hoe God jou seën. Hulle sien hoe jy vashou in jou geloof en jy bly hoop en glo in God en jy bly getrou tot jou waardes wat God in jou ingespreek het. Dan sien hulle, jy is daai kroon. Dan sê hulle, ek wil soos jy wees. Dis waar ons verantwoordelikheid inkom om te sê, nee, jy wil nie soos ek wees nie. Jy kan uit my leer en van my leer, maar jy wil soos Christus wees. Dis daai trots. As ons mense wat onder ons is, om op te help, wees versigtig, dat jy nie in daai trots inval. Te sê, ja, ek het het gedoen. I accomplished everything. No. God just used you. En dis awesome. En dan weet ons, as hy die kroon is, plaas hy jou op 'n plek, en hy sê in Jesaja 62 vers 5, hy sê, want soos 'n jongman 'n jong dogter trou, so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor haar bruid, sal jou God oor jou bly wees. Is dit nie awesome om dit te weet nie? God is bly in jou. God is excited about the things that you are doing. God is excited about the things that He's doing in you. And you just allowing Him to do it. En dan sê Jerusalem, jy onthou Jerusalem, jy is nou na Jerusalem, vers 6, ek het wagte op jou mure uitgestit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. So daai kroon waarvan hy gepraat het, hy plaas jou in 'n plek waar almal dit kan sien. Hy plaas jou daar sodat jy daar kan wees en uitkyk, ja, vir vyande. Ons weet, watchmen on the wall. Hulle is geplaas sodat hulle kan uitkyk vir die vyand wat kom en die mense binne-in waarsku. Maar ook daar geplaas sodat hulle fakkels sal brand, hulle lig sal brand, sodat mense kan sien dat daar is lewe binne-in daai plek. En ek wil daarna toe gaan en ek wil daar, dit wat hulle het, wil ek ontvang. Dis die God wat ons dien. En dan sê hy vir ons, vir my en vir jou vandag, herinner God aan die beloftes wat hy oor jou gemaak het. En as jy nie weet wat hy beloftes is nie, wel, dan moet jy meer tyd in God se woord spandeer. Dan moet jy meer tyd met God spandeer, sodat hy dit vir jou kan sê. Sodat hy kan whisper it in your ear, Elia. Sodat hy dit, wel, deur mense vir jou kan sê. Die mense, en hulle sal genoem word, vers 12, en hulle sal genoem word, die heilige volk. En hulle sal, dis jy, dis ek, dis ons. Ons is genoem, die heilige volk. Nie dalk, omdat ons baie goeie dinge gedoen het nie. Dit begin by God, dit eindig by God. Ons herinner
herinner God aan sy beloftes, dan kom hy en hy sê vir jou, my geliefde, ek noem jou nou 'n heilige volk, die verlostes van die Here, en jy sal genoem word die begeerde, die stad wat nie verlaat is nie, die begeerde, can I call you, you are not forsaken, you are not forsaken. Dis iets wat mense wil hê, dis iets waarna mense wil streef om soos jou te wees. Maar dat jy hulle dan wys na Christus om te sê, dis nie ek nie, maar dis Christus in my. Dis Christus in my. Daar is nog soveel, daar is nog so baie wat ek kan praat hieroor, maar ek dink vanoggend ek het net daar los, want daar is baie waar ons almal met kou hierdie week. Maar gaan Jesaja 62, terwyl daar hulle afkom, dink bietjie daaroor, dink oor die situasies waarin jy jouself gevind het, dink oor die dinge waaroor jy spyt is. Hoekom kan God dit vir ons sê, om te sê, jy sal nie meer genoem word nie, 'n wildernis, want ek identifiseer die probleem in my, ek identifiseer die fout wat ek gemaak het, deur God se leiding, deur mense wat om my is, deur my geliefdes, deur mense wat in die kerk is hierso. En hulle sê dit vir my, ek besef dit. En dan klim ek op, en ek sê vir die Here, ja Here, al die dinge het my karakter gebou tot nou toe. Al die dinge, en ek meen almal van ons het foute gemaak. En dan sê ek, al hierdie dinge het my eintlik gevorm, tot waar ek vandag is. Dankie dat ek nie daarop kan fokus nie, hoef te fokus nie. Die enigste rede wat ek oor my foute fokus is, sodat ek myself kan help, sodat ander kan help, sodat ek mense om my kan help. Ek dink, Pastor Leon het dit so mooi gesê, eendag, jy sien mense in 'n gat, en as so baie mense wat verbyloop en sê, doen dit om jouself uit te help, en doen dit om jouself uit te help, min mense is bereid om in hy gat in te klim saam met jou, en jou op te lig uit die gat uit. En as jy nie weet hoe voel het in die gat nie, dan kan jy nie ander mense uithelp nie. So die foute wat ons gemaak het, die spyt wat ons het, is daar, dit het jou gevorm tot waar jy is vandag. Dat ons dit sal gebruik om ander mense te help, om ander mense te sien. En onthou daai woorde, jy is nie meer nie. Jy is. So kom ons bid, Here. Here Jesus, ek dank U vandag vir U teenwoordigheid, Here. Vader, ons dank U dat U ons lief het, Vader, en ons weet, elke keer as ons die woord oopmaak, dan openbaar U net meer en meer aan ons, die liefde, Here. En toch kom het nie naby nie, Here. Ons dank U dat ons vandag hier kan sit en terugkyk op ons lewens en sê, daar en daar en daar. Maar net so kan ons terugkyk op ons lewens en sê, daar het U ons deurgedra. Daar het U ons deurgedra. Dank U dat ons is nie dit wat ons baie keer van onsself sê nie. Dank U dat ons is alles wat U van ons sê, Here. Dank U dat ons vanoggend hier kan sit en Here, dat ons U kan herinner aan die belofte wat U aan ons gegee het. Daai dag wat ons gered is. Daai dag wat U ons geroep het en ons hartsnare getrek het. En gesê, kom terug huis toe, kom na my toe. Daai dag het U 'n belofte oor elke een van ons uitgespreek, Here. En ons wil vandag hierdie tyd gebruik om U te herinner daaraan, Here. Baie keer herinner ons onsself aan daai belofte. Maar Here, wat ons kan vra vanoggend is, help ons om te groei. Help ons, Here, seën ons, vul ons met die Heilige Gees, Here, sodat ons U kan verheerlik. Dis ons gebed vanoggend in Jesus naam.